Môre almal. Baie welkom by vanoggend. Dit is 'n ekstra spesiale dag vandag, veral vir al die mammas. En ek is so bly om julle vandag hier te sien dat julle hierdie dag saam met ons gaan deel. Ons gaan so 'n spesiale boodskap kry. En dan na die tyd is daar groot bederf waar ons gaan koffie en tee kry, wat die manne vir ons voorberei het. Die dames het niks gedoen nie, die manne het alles gedoen. So ek is so dankbaar dat julle vandag hier is. En ek dink hulle het die bar baie hoog gestel. So ek weet nie wat gaan ons doen nie, ons gaan ons game moet lift, maar ja nee, ek weet die manne het baie moeite ingesit, so baie welkom en kom join ons asseblief na die diens vir 'n baie spesiale treat. Kom ons staan en dan sing ons die eerste liedjie saam. Now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, come, come. Julle kan maar sit. Nou ja, soos ek sê, dit is vandag regtig 'n baie spesiale dag. Die Here het ons geseën met mammas wat omgee, mammas wat soveel goeders op een slag kan doen dat ons onsself partykeer verbaas hoe het ons deur hierdie dag gekom en alles wat op ons lysie is afgehandel, nê. Nee. Plus nog die kosblikke gepak en die kinders gebad en in die bed. Die Here het ons regtig geseën met wonderlike mammas in die gemeente en ek is so dankbaar vir elkeen wat hier is. Net gou 'n paar afkondigingkies voor ons begin. So ons Bybelstudie is weer Woensdag en ons is besig met 2 Timoteus wat ons uitmekaar uittrek. So ons het nou al 'n hele nuwe paar gesiggies wat by ons aangesluit het en ek is seker as jy met hulle gaan gesels, dan gaan jy sien dit is so 'n lekker geleentheid waar ons lekker leer en groei in die woord van die Here. So kom join ons Woensdag 10:00 by 59 Siren Street. Dan wil ons net vir julle 'n bietjie terugvoer gee. Gister het die goue oues 'n lekker Moedersdag kuier gehad en ons het soveel foto's gekry en ons het net gehoor hoe lekker het hulle saam gekuier en as ek na daai tafel kyk, ek het net 'n stukkie ingesit want ek wou julle nie jaloers maak nie. Dit was
eetgoed en daar was koek en daar was kuier en vriendskappe wat gevorm word en dit was so lekker om te sien dat hulle saam kuier. So ek weet julle het almal 'n heerlike dag gehad saam met die goue oues. Dan was daar nog 'n bederfie geweest. Die dames het hulle grimeerklasse gehad. So manne, die van julle wat gisteraand by die huis gekom het en van julle voete afgeslaan is deur al hierdie pragtige vrouens wat daar uitgestap het. Ek kan vir jou sê hulle het dit almal baie geniet. En vir elke man wat vir sy vrou iets gekoop het, julle sal later uitvind wat julle gekoop het. Dankie. Dit is die vrouens waardeer dit, al weet julle nie, julle het julle kredietkaart geswipe nie, maar hulle waardeer dit, want dit was so lekker om net vir 'n rukkie daar te kan sit en tyd aan jouself te spandeer. Net 'n bietjie self te dink, hoe doen ek hierdie ding? Niemand wys jou ooit en verduidelik vir jou hoe om dit te doen nie, maar dit was sommer net so lekker geweest. Ons almal saam met lekker gekuier, lekker gelag, before en after foto's. So dit was regtig lekker. En ek sê vir julle dames, die volgende funksie is op pad. Maak seker dat jou naam op die lys is, want dit is groot pret. Goed, dan wil ek julle net herinner aan volgende week, die 18de Mei, is ons vinnige gemeentevergadering na die diens. En dit is net sodat ons die voorgestelde plaaslike leraars aan julle kan voorstel. So iets. But anyway, ek wil hê julle moet almal volgende week na die diens moet julle asseblief net vir so 10 minute na die tyd bly, dat ons net daai gedeelte ook kan afhandel, en dit is ook 'n stappie nader aan ons, om as 'n onafhanklike gemeente te wees. Ons het nou al so ver pad gekom, so ons moet nou net die laaste paar stappies ook klaarmaak, so die 18de Mei. En dan bring dit ons na ons offergawe, is dat ons kan teruggee aan die Here, want hy bederf ons met so baie deur die week en elke dag. Kom ons sê net vir die Here dankie. Vader, baie dankie vir u genade en u goedheid in ons gemeente. Vader, dankie vir elke oop hart en oop hand vir u saak. En Vader, ek weet dat u sal u woord gestand doen wat sê dat u ons ook sal seën. Ons eer u daarvoor, dankie vir die wysheid en die kundigheid waarmee die gemeenteraad hierdie fondse aanwend tot eer van u naam. Amen. Dan sê goeiemôre julle almal. Ek wil julle graag groet vanoggend in Hanna se lofprysings gebedswoorde. Ek jubel in die Here. Ek is sterk in die Here. Ek lag my vyande uit. Ek is bly oor die uitkoms wat U gegee het. Daar is geen heilige soos die Here nie. Buiten U is daar nie een nie. Daar is geen rots soos ons God nie. Daarmee groet die Here ons vanoggend. Wees gegroet
in die almagtige naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Op vaste fundamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toe vertrou. Die koning van die hemel herskep die woord en gees. Verlorenes op aarde dat ons het volk kan wees. Hy roep uit alle volke, 'n volk vir hom te saam. Een in geloof en werke, een in sy heilige naam. Hy gee die brood, die beker, hy gee die eigendom, om hulle te verseker, ek het jou die gekoop. Hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas. Hy is God, o ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas. Hy is God, o ja, hy is God. O Heer, skryf in ons harte, dat ons dit nooit vergeet. Al pynig ons die smarte, al martel ons die leed. Die kruis van ons verlosser, sy vergesigte woord, in 'n verwagte wêreld, bring dit weer vaste word. Hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas. Hy is God, o ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas. Hy is God, o ja, hy is God. Wie is 'n God soos U? Wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam en stel die grense van die oseaan? Wie kan oor sy grootheid stryd? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maanlig laat verdwyn? Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Wie is U gelyke, onvergelykbare God? Hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God. God soos U, wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam en stel die grense van die oseaan? Wie kan oor sy grootheid stryd? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te
onvergelijkbare God. Hoe groot is U, hoe groot is U, my God. Onvergelijkbare God. Toch sit ons hier op die beskuldigingsbank. Skepper van die heelal onder kruis verhoor. Maar as ek nadink oor die grootheid die Heer, dan staan my wysheid dom voor U. Onvergelijkbare God. Hoe groot is U, hoe groot is U, my God. Wie is die gelijke, onvergelijkbare God. Hoe groot is U, hoe groot is U, my God. Onvergelijkbare God. I approach the throne of glory. Nothing in my hands I bring, but the promise of acceptance from a good and gracious King. I will give to You my burden, as You give to me Your strength. Come and fill me with Your Spirit, as I sing to You this praise. You deserve the greater glory. Overcome, I lift my voice to the King in need of nothing. Empty-handed I rejoice. You deserve the greater glory. Overcome with joy I sing. By Your love I am accepted. You're a good and gracious King. Oh, what grace that You would see me as Your child and as Your friend, safe, secure in You forever. I pour out my praise again. You deserve the greater glory. Overcome, I lift my voice to the King in need of nothing.
You're a good and gracious King. You're a good and gracious King. You're a good and gracious King. Here almagtige God, hoe groot is U almagtige Vader? Here, as ons daai prentjie kry in ons gedagtes, Here, waar U op die troon sit, Vader, en miljoene der miljoene engele buig voor U en sê die woorde dag in en dag uit, waardig, waardig is die lam van God. Here, in die prentjie waar miljoene mense, kinders van die Vader ook voor U buig, almagtige God. U is waardig, Here Jesus Christus. U is waardig, Here. Here, ons bid vanoggend vir elke persoon hier vanoggend, Here Jesus. Ons kom elkeen, Here, uit 'n ander huishouding uit. Ons kom uit ander omstandighede uit, verskillende omstandighede uit. Here, dalk was daar dalk 'n bietjie drama vanoggend by ons huis gewees. Here, maar ek vra dat U ons gedagtes sal stil maak, asseblief, Here Jesus. Maak ons gedagtes stil deur hierdie hele erediens en help ons, Here, dat ons kan fokus op die boodskap, op U woorde, almagtige Vader. Ons verwelkom U binne in hierdie gebou, Here. Ons verwelkom U binne die boodskap in, binne die hele erediens in, die lofprysing. Ons verwelkom die Vader, die Seun en die Heilige Gees hierso by ons vandag. Amen. So net so voor die jeugverdag, as ek kan vra of al die jong mense sommer 'n ry maak, sommer so om, dan kom kry julle elkeen 'n roos hier by my. En dan sê jy, dan gee dit sommer dadelik eers toe vir jou ma, en dan sal ons kyk wie het nou nog nie 'n roos gekry nie.
Ons sê, so ek hoop almal het nou 'n roos gekry. Ek hoop nie as iemand wat oorgeslaan is nie. As jy oorgeslaan is, jy is nog steeds spesiaal, nee. Okay, so vandag is, soos julle nou, as julle nou nog nie weet nie, vandag is Moedersdag. So ek hoop regtig julle sien die boodskap ook as 'n geseënde boodskap. Die boodskap is absoluut heeltemal gefokus op Moedersdag, op al ons lieflike vrouens en mammas en oumas en dogters. So ek hoop julle geniet die boodskap. Nou die Bybel is vol baie wonderlike voorbeelde van wonderlike vrouens. Ek kan vir julle baie vertel van Rut, ek kan vir julle vertel van Esther, Rachel, ek kan vir julle vertel van Maria, Jesus se ma, Maria Magdalena, Jesus se volgeling. Ek kan vir julle vertel van Sarah en Rebekka. Daar's baie, die lys gaan aan. Baie voorbeelde van wonderlike vrouens in die Bybel. Maar vandag wil ek julle graag vertel van Hanna en meer spesifiek Hanna se gebed. Dis 'n baie mooi gebed wat Hanna gedoen het. Baie mooi boodskap wat kom. Nou die skriflesing is 1 Samuel 1 vers 1 tot 2 vers 11. Nou dit is 'n groot gedeelte. So nou, dis 'n halfuur se lees. So ek gaan hom saamvat. Maar Sorika gaan hom vir ons stadig deurvat. So lees gerus, maar ek gaan hom by mekaar vat en dan gaan ek hom later 'n bietjie uitmekaar uittrek en ondersoek. Okay. So daar was 'n man met die naam Elkana. En Elkana het 2 vrouens gehad. Nou sy eerste vrou was Hanna gewees en sy tweede vrou was Penina gewees. Nou Elkana kon nie kinders kry by Hanna nie, want Hanna was onvrugbaar gewees. Toe trou hy met Penina. Nou Elkana se tweede vrou het vir Hanna verskriklik gespot en verneder omdat sy nie kon kinders kry nie. Verskriklik gespot. Jaar in, jaar uit is sy gespot deur die ander vrou. En so erg gespot dat sy het hartseer geword. Regtig te neergedruk. Haar hele gemoedsrus is beïnvloed. En dan sê haar man, en op vers 8 sê haar man Elkana vir haar, Hanna, waarom huil jy? Waarom eet jy nie en waarom is jy so hartseer? Is ek nie vir jou meer werd as 10 seuns nie? Dis natuurlik elke man se siening, maar na vers 11 sien ons, dan maak Hanna 'n gelofte aan God. Baie mooi gelofte. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here Almagtige, as U tog op my ellende wou let en aan my U dienares wou dink en my nie vergeet nie en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee. En as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. So daar's 'n reër, nê. So Hanna en haar man Elkana het by die huis gekom en gemeenskap gehad en die Here het aan Hanna gedink. En daarna het Hanna swanger geword met 'n seentjie, Samuel. Sy het die seun in die wêreld gebring en uitgeroep, sy naam is Samuel, van die Here af het ek hom afgesmeek. Dit is wat sy naam beteken. Vers 24, toe sy hom gespeen het sy hom saamgeneem en ook 'n 3 jaar oud bul, 16 kg meel en 'n kruik wyn. Sy het hom as klein seentjie weggebring na die huis van die Here toe in Silo. Elkana het die bul geslag en die seun na Eli toe gebring en Hanna het gesê, ekskuus meneer, u sal my nie glo nie, maar meneer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het om tot die Here te bid. Om hierdie seun het ek gebid en die Here het aan my gegee wat ek van hom afgesmeek het. Ja, van die Here het ek hierdie kind afgesmeek. En nou sal hy sy lewe lank iemand wees wat afgesmeek is van God. Toe het hulle die Here daar aanbid. En dan begin Hanna 'n lofprysingsgebed. So in haar gebed begin sy die Here prys. Sy sê, ek jubel in die Here, ek is sterk in die Here, ek lag my vyande uit, ek is bly oor die uitkoms wat U gegee het. Daar is geen heilige soos die Here nie. Sy prys die Here. Buiten U is daar nie een nie. Daar is geen rots soos ons God nie. Absoluut prys sy die Here.
En daarna het Elkana na sy huis toe gegaan in Rama, terwyl die seun Samuel die Here bly dien het onder die toesig van die priester Eli. En Hanna word dan geseën. Dan lees ons verder in die Bybel, vers 21, staan daar, die Here het hom oor Hanna ontferm, en sy het swanger geword, en nog 3 seuns en 2 dogters gehad. Ondertussen het die seun Samuel voor die Here groot geword. Baie mooi stukkie. Dalk het jy dit nog nooit gehoor nie, ek weet nie. Maar hier is 'n baie mooi boodskap, baie mooi skrifgedeelte. So ek gaan vanoggend stilstaan by 4 punte, net so vinnig stilstaan by 4 punte. Ek gaan eerstens kyk by stilstaan by Hanna was kinderloos en hartseer, verskriklik hartseer. En dan die tweede punt is gaan ons kyk na waar Hanna smeek God vir 'n kind. Sy bid tot God en sy smeek God in gebed vir 'n kind. En dan kyk ons na die derde punt waar God antwoord Hanna se gebed met 'n klein seentjie. Hy hoor haar gebed en hy antwoord haar. En dan laastens waar God hom ontferm oor Hanna en hy seën haar met nog kinders. So in vandag se skrifgedeelte sien ons, kyk ons eers na Hanna is kinderloos en hartseer. Ek gaan vir ons lees vanaf vers 4. Elkana het gewoonlik op die dag wanneer hy geoffer het, dele van die offermaaltyd aan sy vrou Penina en aan al haar seuns en dogters gegee. Alhoewel hy vir Hanna lief gehad het, kon hy vir haar elke keer net 1 deel gee, want die Here het haar kinderloos laat bly. Dan het die ander vrou haar baie gespot en verneder, omdat die Here haar kinderloos laat bly het. So het dit jaar vir jaar gegaan. Elke keer as Hanna in die huis van die Here gaan offer het, het Penina haar gespot, sodat sy gehuil het en nie wou eet nie. So interessant, die naam Hanna beteken vrou van genade. Baie mooi naam. Van Engels grace, nee. Genade. So Hanna was onvrugbaar geweest. En om dinge nog erger te maak, nou spot die ander vrou, Elkana se ander vrou, Penina ook nog vir Hanna. Hy maak die saak nog erger. Sy maak regtig baie lelik met Hanna. So erg was die spotting dat Hanna bedroef geraak het. Sy begin huil en sy verloor selfs haar eetlus. Elke jaar in die stad Silo, wanneer hulle die offergawes maak en bid tot God, dan spot die ander vrou vir Hanna. Baie lelik. Elke jaar in en jaar uit, verduur Hanna hierdie bespotting en vernedering van die ander vrou. Maar Hanna was 'n dogter van God. Hanna was 'n dogter van God. Ons kan duidelik sien hierdie ondervinding van die spotting en die vernedering en die onvrugbaarheid het Hanna se geloof en karakter gevorm. So Hanna was regtig 'n merkwaardige vrou gewees. Regtig 'n merkwaardige vrou gewees. Sy het nie opgegee nie. So hierdie vrou het haar nie ondergekry nie. Sy het nie kwaad geword nie. Hanna is na die Here toe. En ek vermoed Hanna het sommer vinnig geloop na die Here toe. Ek vermoed sy dalk nogals baie vinnig na die Here toe geloop. Die Here het dit op haar hart gedruk. Hy wil met haar praat en sy moet met hom kom praat. Sy is vinnig na die Here toe. Sy voel 'n druk op haar hart, want sy weet, die Here kan haar help. Net die Here kan haar help. Baie keer is mens in so 'n situasie, nê? Net die Here kan jou help. Dan val sy neer voor God se teenwoordigheid in die tempel. En sy bid. Want Hanna was 'n vrou van gebed. Sy was 'n vrou van gebed. Sy het gebid. En dan lees ons waar Hanna smeek vir God vir seën vanaf vers 9. Op 'n keer na die offermaaltyd in Silo het Hanna opgestaan terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkusyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer. En terwyl sy tot die Here gebid het sy onbedaarlik gehuil. Mens kan myself net indink, hoe moes sy voel in haar binnekant? Sy het onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here, almagtige, sy verklaar God se grootheid en sy almagtigheid.
As U tog op my elende wou let en aan my, U dienares, wou dink en my nie vergeet nie en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee. En as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Sy Nasareer. Sy Nasareer bly mos weg van drank af, enige wyn, enige bier, selfs druiwe, enigiets van 'n wingerd bly weg af en af. Hare word nie gesny nie. Sy het lank tot die Here gebid en Eli het stip na haar mond bly kyk. Hanna het in haar gedagte gepraat, net haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie en daarom het hy gedink sy is dronk. Hy sê toe vir haar, hoe lank wil jy dronk bly? Loop, word eers nigter. Maar Hanna het geantwoord, nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diep te neergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort voor die Here. Groot woorde. Ek het my hart uitgestort voor die Here. So wanneer Hanna bid, dan verwys sy na haarself as dienares van God. In Engels is die woord a maid servant. Dit beteken sy submit onder God. Sy maak haarself onderdanig aan God. Sy maak haarself beskikbaar aan God. Sy sê basies vir die Here, Here, hier is ek. Ek is beskikbaar vir U. Maak met my soos U goeddink. Sy maak haarself beskikbaar. So wat het nog gebeur in die gebed? Hanna stort haar hart uit voor God. Hanna was 'n vrou van gebed. Sy het begin huil voor die Here. Sy het onbedaarlik begin huil. Sy praat haar hart uit voor God. Sy sê vir God alles in haar hart. Alles wat haar bekommernis, wat haar bekommer, alles wat haar bly maak, sê sy vir die Here. Sy maak haar hart heeltemal oop. Sy lê al haar gevoelens oop voor die Here. Sy het verskriklik gehuil. En die dogters van God hier vanoggend, het jy al jou hart oopgemaak vir die Here? Het jy al alles in jou hart oopgemaak voor die Here? Het jy al gehuil voor die Here? Was daar al so 'n belangrike saak in jou lewe gewees wat jy heeltemal op jou knieë neerval voor God en absoluut net huil? Dogter van God, het jy al jou hart oopgemaak vir die Here Jesus? Julle weet, baie wêreldse probleme sal opgelos wees as ons maar net Hanna se voorbeeld sal volg en na die Here toe gaan met ons probleme en met die Here praat oor ons probleme. Praat met die Here oor jou probleme. Praat met hom. Hy wil graag hoor. Hy's nie kwaad vir jou nie. Hy wil graag hoor wat is in jou hart. Soos 'n liefdevolle vader wat gereed staan. Hy wil graag hoor. So Hanna smeek die Here vir 'n seun en sy maak 'n gelofte. Nou dalk wonder julle, wat is die verskil tussen 'n belofte en 'n gelofte? Nou 'n belofte is wanneer jy 'n belofte maak aan 'n mens. Nou 'n gelofte is 'n belofte maar aan God. So dis dieselfde ding, maar dit is aan God. So sy maak 'n belofte aan God. Vers 11. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here Almagtige, as U tog op my ellende wou let en aan my, U dienares, wou dink en my nie vergeet nie en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee en as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Sy maak 'n belofte om haar seun terug te gee vir God. Baie, baie groot belofte, selfs nog in vandag se tyd. Baie, baie groot ding om te sê vir die Here.
'n seun wat in diens sal wees van God. Jy weet, om jou kind terug te gee vir God, is eintlik die beste besluit. Is eintlik die beste besluit. Dit wys vir ons eintlik Hanna se hart. Sy het so lank gewag vir hierdie klein seentjie. Hanna was verskriklik lief vir God. Verskriklik lief vir God. En sy was 'n vrou van gebed. En dan gebeur daar 'n wonderwerk. Daar gebeur absoluut 'n wonderwerk. God antwoord Hanna se gebed. Ek lees vir ons vanaf vers 19. Nadat hulle tuis gekom het in Rama, het Elkana gemeenskap gehad met sy vrou Hanna en die Here het aan haar gedink. By die wisseling van die jaar was Hanna swanger. Sy het 'n seun in die wêreld gebring en uitgeroep, sy naam is Samuel. Van die Here af het ek hom afgesmeek. Toe Elkana en sy hele gesin gaan om die jaarlikse offer aan die Here te bring en sy gelofte te betaal, het Hanna nie saamgegaan nie. Want sy het vir haar man gesê, wanneer die seun gespeen is, sal ek hom wegbring, dat hy voor die Here verskyn en altyd daar bly. Haar man Elkana het vir haar gesê, maak soos jy goed vind. Bly totdat jy hom gespeen het, mag die Here sy woord bevestig. Hanna het toe gebly en haar kind gevoed, totdat sy hom gespeen het. So God seën vir Hanna. Hy het vir Hanna 'n klein seentjie gegee. God het Hanna se smeekgebed gehoor. Sy naam is Samuel. Van die Here af het sy hom afgesmeek. En nadat Hanna die klein seentjie gespeen het, vat sy hom na die priester Eli toe, om in diens te wees van God. So normaalweg is 'n kind klaar gespeen so teen 3, 4 jaar oud. So dit gee vir ons 'n indikasie van, was nog 'n klein seentjie gewees. Klein seentjie wat sy na die priester toe gevat het. Samuel het al in diens van die Here ingetree as 'n baie klein seentjie. So Samuel was in diens van die Here. En Hanna se hart is verskriklik mooi. Mens kan eintlik in hierdie hele verhaal sien, Hanna het 'n verskriklike mooi hart. Verskriklike mooi hart. Hanna het so lank gewag vir hierdie klein seentjie. Maar Hanna kom haar belofte na en sy gee haar kind terug vir God. Julle weet, baie keer wil ons nog vashou aan ons kinders. Ons wil nog vashou aan ons kinders. Ons kinders is naderhand al volwassenes. Dan hou ons nog steeds vas aan ons kinders. Maar eintlik moet ons kinders teruggee vir God. Want om jou kind terug te gee vir God beteken basies, jy sê vir die Here, Here, U weet beter as ek. U weet beter as ek. U is in beheer van my kind. Liewe Here, leer U my kind. Heilige Gees, neem oor by my kind. Ek is nie in beheer nie, Here. U is in beheer van my kind. Lei my kind, Here. Vandag gee ek my kind vir die Here. Hier is my kind, Here. Here, dankie dat ek my kind in U hande kan plaas. Dankie, Here. En julle weet, as mens daaraan dink, eintlik het ons dit klaar gedoen by die doop of by die inseëning. Ons het dit dalk net nie eers besef nie. Maar partykeer hou ons nog steeds, ten spyte daarvan, hou ons nog steeds vas aan ons kinders. Ons wil in beheer wees van ons kinders. Maar volg Hanna se voorbeeld. Volg Hanna se voorbeeld. Gee jou kind vir God. Gee jou kind terug vir die Here. Hanna is 'n fantastiese voorbeeld van 'n goeie ma. Hanna was 'n dogter van God. Hanna was 'n vrou van gebed.
Hanna het al haar vertroue gesit in God. Sy het nie staat gemaak op haarself nie. Sy het nie staat gemaak op haar man of op die ander vrou Penina nie. Sy het staat gemaak op God alleen. Sy was so lank sonder 'n kind en nogtans is sy bereid om haar enigste seentjie vir God te gee. Hierdie klein Samuel sal vir God werk. Hierdie klein seentjie Samuel sal in diens wees van God. Hierdie klein seentjie Samuel sal in die bediening ingaan vir God. Hanna het nie eers geweet, hierdie klein seentjie Samuel gaan eendag 'n verskriklike kragtige profeet wees nie. Sy het dit nie eens geweet nie. Haar seun Samuel gaan eendag koning Saul en koning Dawid salf met olie as koning van Israel. Die naam Samuel beteken eintlik, sy naam is El, is God. Samu plus El. Want Hanna wou gehad het, mense moet weet, as hulle die naam hoor, dit beteken, sy het hom afgesmeek by God. Dan sien ons waar Hanna vat Samuel na Eli toe. Sy kom by Eli die priester aan en vertel vir hom van die groot wonderwerk wat gebeur het. Sy was onvrugbaar gewees en kyk, hier staan die bewys. Hier staan die klein seentjie in lewende lywe dat God het haar gebed gehoor. Hier is die bewyse. Ons kan onsself eintlik net indink. Daar staan die jong ma, daar by die priester Eli en die klein seentjie. Hy's eintlik nog so skaam, staan so agter die ma se been, want hy's nog klein. Hy's nou eers 3 jaar oud. Staan sy voor die priester Eli en sy sê vir hom, kyk, hier is die bewys. Hier is die seun wat afgesmeek is van God. Hier is die bewys dat God antwoord gebede. Hier is die bewys dat God hoor dadelik elke gebed. Hier is die bewys. Dis 'n gebed wat beantwoord is deur God. Hier is die bewys van God se genade. Hier staan die bewys dat God haar gebed beantwoord het. Hier staan die bewys. Klein seentjie Samuel. God het haar gebed gehoor. Sy het gehuil voor God. Sy het haar hart absoluut uitgestort voor God. Onbedaarlik gehuil voor die Here. En God het haar gebed gehoor. En die volgende oomblik begin Hanna die Here prys. Sy maak haar oë toe, maar ek is seker sy het haar hande in die lug opgesteek. En sy die Here begin prys in gebed. En sy sê, ek jubel in die Here, ek is sterk in die Here, ek lag my vyande uit. Ek is bly oor die uitkoms wat U gegee het. Daar is geen heilige soos die Here nie. Buiten U is daar nie een nie. Daar is geen rots soos ons God nie. Hanna loop oor van blydskap. Ons kan sê Hanna is vol van die Heilige Gees. Absoluut vol van die Heilige Gees. Dit loop oor. Dogters van God, het jy al so in lofprysing gegaan soos Hanna, waar jy dalk in jou kombuis of in jou kamer of in jou kar die Here begin prys. Here Jesus, U is God alleen. Ek prys U Vader, Seun en Heilige Gees. Waardig is die lam, waar jy net jou hande opsteek en die Here begin prys, soos Hanna. Dis wys ons, Hanna was baie lief vir die Here. Maar Hanna se verhaal stop nie by Samuel nie. Dis nie waar dit stop nie. Die verhaal is baie, baie mooi, maar dis nie waar dit stop nie. Dan sien ons waar God hom ontferm oor Hanna en gee vir haar nog kinders. Kyk wat sê 1 Samuel 2 vers 18. Maar Samuel het die Here gedien. As 'n seun het Samuel al 'n linne skouerkleed gedra. Sy ma het elke jaar vir hom 'n manteltjie gemaak en dit vir hom gebring wanneer sy saam met haar man gegaan het om die jaarlikse offer te bring. Dan het Eli vir Elkana en sy vrou geseën en gesê, mag die Here jou uit hierdie vrou 'n nageslag gee in die plek van die seun wat van die Here afgesmeek is.
Daarna as hulle weer huis toe, die Here het hom oor Hanna ontferm en sy het swanger geword en nog 3 seuns en 2 dogters gehad. Ondertussen het die seun Samuel voor die Here groot geword. As 'n seun het Samuel al 'n linneskouer kleed gedra. Nou 'n linneskouer kleed of 'n efod is 'n priesterskleed wat bo jou boekleed is. Met ander woorde, as 'n 3-jarige het Samuel al klaar priestersklere gedra, al klaar in die bediening van die Here. Hy werk al klaar vir die Here. Is nog steeds in opleiding, maar hy's gereed. Hy's gereed. En die Here seën vir Hanna. En die verhaal het begin van Hanna waar sy verskriklik hartseer is. Sy huil en sy is hartseer en sy huil onbedaarlik voor die Here. Sy stort haar hart uit voor God. Te neergedruk, ja, haar eetlus verloor. Mens kan amper sê sy is amper depressief gewees. Sy word gespot en sy is verneder. Dit is hoe die verhaal begin het. En dan val sy neer voor God en sy bid. Sy bid soos sy nog nooit van tevore gebid het nie. Sy bid, want sy was 'n vrou van gebed. En dan seën die Here haar. En die verhaal eindig waar Hanna 'n totaal van 6 kinders het. En hierdie verhaal is duidelik. Die Here seën vir Hanna. Hanna is 'n geseënde vrou. Geseën deur die liefdevolle Vader. Maak geen fout nie. Hanna is geseën. Kom ek maak klaar. Hanna was 'n doodgewone vrou gewees. Maar sy was 'n vrou van gebed. Sy was 'n vrou wat baie lief was vir die Here. Sy was 'n vrou wat na die Here toe gegaan het vir hulp. Sy het staat gemaak op die Here. En al die dogters van God hier vanoggend. Hoor my asseblief. Net soos Hanna. Die Here is lief vir julle elkeen. Julle elkeen is waardevol vir die Here. Julle elkeen is kosbaar vir die Here. Elke dogter van God hier vanoggend. Mag die Here julle seën. Amen. Almagtige Vader, so 'n eenvoudige boodskap, Here Jesus, maar dit spreek tot ons harte, Here. Dit spreek tot ons elkeen se hart, Here Jesus. Here, baie keer sien ons onsself as niemand nie, niemand belangriks nie. Maar vir die Here is ons belangrik. U sien ons raak, Here. U sien die probleme. U sien wat gaan aan. U hoor elke gebed. U hoor die smeekgebed. Here, dankie vir elke vrou, Here. Elke vrou in ons lewens, Here Jesus. Dankie vir elke ouma. Dankie vir elke ma. Dankie vir elke dogter. Kleindogter. Dankie, Here Jesus Christus. Dankie vir elke voorbeeld van 'n goddelike ma in ons lewe. Dankie vir elke ma en ouma wat vir hulle kinders bid, wat na die Here toe gaan, net soos Hanna, wat na die Here toe gaan in gebed, wat hulle kleinkinders en kinders opdra in gebed. Dankie vir al die vaders ook, wat die vrouens ondersteun. Here, ons prys U almagtige naam, Here. Here, dankie vir die mooi verhaal van Hanna. Dankie daarvoor, almagtige Vader. En dit wys vir ons, Here, dit wys vir ons absoluut dat U is lief vir elke vrou. U is lief. Dit wys vir ons, 'n vrou is nie minderwaardig in God se oë nie. Die Here is verskriklik lief vir elke vrou hier vanoggend.
Here, ons bid ook waar ons huis toe gaan vanmiddag, Here, werke toe gaan die res van die week. Seën ons almagtige Vader, en ons eer U, Here. Ons eer U vir alles wat U vir ons doen, almagtige God. Ons bid dit in U groot en almagtige naam. In die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons staan en sing ons lekker saam. ontvang die Here se seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle elkeen sy wonderlike en kosbare vrede gee.
Amen. As hy daar is 'n groot feesmaal in daai gebou daar, so kry julle daar, geniet dit, tee, koffie, koek en geniet die res van Moedersdag.